Bovendien wou sy nie 'n hele klomp klere op die strand los nie, en sy het vinnig warm geword van die loop. Toe sy jonk was, het sy 'n rolprent gesien waarin die hoofkarakter in die see ingeloop en verdrink het. Sy onthou dit goed. Hy het 'n wit badjas gedra, die gordel losgeknoop, dit argeloos laat val en gestap. Nooit omgekyk nie, net die water ingeloop. En die volgende wat 'n mens gesien het, was sy verbuisterde vrou in trane. Hoe het hy dit reg gekry? Sy probeer onthou. Het hy gedrink? Moes hy miskien 'n bottel wyn gekoop het, dit eers op die strand leeg gedrink het? Sou nie slaag nie. Sy kan nie meer as 2 glase wyn op 'n slag drink nie. Dit sou haar net naar gemaak het. Haar bene is nou morsdood. Sy kan net sowel in 'n bad warm water staan. Sy kan niks voel nie. Miskien is die geheim om nie mond en oë toe te hou nie. Dit kan die eerste stap wees. Sy sak weer af. Haar oë en mond waalwyd oop. Sout water spoel oor haar tande en haar oë brand, sodat sy proestend regop kom en spoeg. Knip haar oë en vee oor hulle. Vis is natuurlik gewoond daaraan. Vars water sal hulle seker brand. Sy weet dit maak hulle dood. Slaappille of verdowingsmiddels, daarvan het sy gelees. Menslewende moordenaars doen dit soms. Verdoof die slagoffers voor hulle die huis aan die brand steek. Ja, sy het al van sulke gevalle gelees. By die haarkapster. Wendy hou sulke tydskrifte aan waarna mense sulke goed lees. As sy nou verdoof was, of besig was om aan die slaap te raak, sal die verdrinking vanselfsprekend volg. Sy vee oor haar gesig en maak klein roeibewegings met haar hande. Het sy nie ook gelees dat sterk koffie en koue water die medikasie tee werk nie? Is dit nie wat hulle doen met mense wat 'n oordosis pille gedrink het nie? Ja, dit is. Hulle word altyd van die bed afgesleep en sommer net so klere en al onder die koue stort gebondel, terwyl iemand anders hol om sterk koffie te maak. Martha sug. Sy het sterk koffie gedrink voor sy strand toe gery het. Stilgehou by 'n plek langs die pad. Vrolike vlaggies in 'n mooi tuin, hoewel 'n bietjie bar. Sy het buite onder 'n sambreel gesit en 'n jong meisietjie het vir haar 'n pot koffie gebring. Om koerasie te kry, het haar ma altyd gesê. Te veel koerasie. Sy moes liewers iets gedrink het wat haar lam en tam maak, dan was die verdrinking nou makliker. 'n Skielike ingewing. Dryf. Lê op die rug en dryf. Die see sal sorg vir die res. Sy kantel haar lyf om en dryf. Water kielie in haar ore in en dis hinderlik. Sy lig haar kop effens en begin dadelik sink toe haar lyf knak. Dis nie nou die tyd om oor water in jou ore te seur nie, spreek sy haarself aan en kyk hoe haar maag bo die water verrys soos 'n skottel beskuitdeeg. Ook iets so maklik aan die begin nie, maar Hendrik het aanhou sê hy eet regte beskuit, nie winkelbeskuit nie. Sy het geknie dat haar kneukels seer en gekneus was, maar sy het geleer. Sy wieg heen en weer op die branders. Moet kort koes as 'n brander, hoe klein ook, oor haar gesig breek. Sy staan regop om vas te stel hoe ver sy gevorder het. Nie ver nie. Haar rok lyk om die waarheid te sê nou nader. Sy het geen benul van die getye nie. Is dit laag en besig om hoog te word of andersom? As die gety aan die uitstoot is, moet sy net lank genoeg wag. Een of ander tyd sal die branders groter word en die water dieper. Die koue water begin haar vang. Sy draai weer op haar rug en skop verbete, woel met haar arms om haar dieper in te stoot. Dit baat nie. Sy is wel dieper, maar die egalige groen brandertjies kom ewe rustig aan. Kom nou, Mart, as jy op die grond kan asemhaal, kan jy dit onder die water ook doen. Sy swaai om, soos 'n harde vy in die kalkwater, en druk haar gesig onder die water. Net een lang asemteug behoor die longe hulle eerste doodskoot te gee. Sy snuif en sluk en spartel hoestend regop, stik en spoeg en word byna naar. Haar hele binnekant protesteer en stoot op, sodat sy galbitter braaksel in haar mond proe. Ag, Jeretjie tog, brui sy. Sluk na asem en snuit haar neus en voel hoe haar sinusholtes brand. Niks beter as sout water vir die sinusse nie, sê haar huisdokter, as sy in die wintersnotterig oorkant hom sit. En vanoggend was sy so doelgerig, so optimisties. Vandag maak sy die seerplekke dood. Lekker geëet vir ou Laas. Alles wat hulle vir haar voorgesit het.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.